Nou kom ons laat waai. So vanoggend se boodskap is ons, ek het my nek verlê, nou elke keer as ek so kyk, dan moet ek so, maar ons wat die gees van God in ons het, ons, met die klem op ons, as die skrif sê vir ons, onder andere in Handelinge 2 vers 38 se kant daar rond, ekskuus, ek moet net so, want as mense so maak, dan beteken dit nie is discount, dit beteken hulle soek jy agter iemand anders se kop. Goed, maar die skrif sê vir ons dat as jy 'n kind van Jesus is, geword het, het jy die Heilige Gees ontvang. En ons glo in die verskil tussen die ontvangs van die Heilige Gees en die doping met die Heilige Gees. Maar dit sal ons weer een van die dae deel, maar die feit van die saak is, die Gees van God woon in jou. Nou goed, nou wie van julle, kom ons begin net gou met 'n storie, 'n ware storie. Wie van julle het sielkunde geswat? Okay, so, hier's 2, so niemand iets te doen het, so, ja, nie onderwys of iets, goed. Nou wie van julle het gehoor van 'n Russiese sielkundige met die naam van Pavlov? Goed, ken almal vir Pavlov, of almal weet van Pavlov. Goed, nou wat was Pavlov se bekendste stelling, waarvoor wat hom bekend gemaak het? Elke aksie, mooi, julle is slim. Goed, elke aksie het 'n reaksie. So dis waarvoor Pavlov, maar moet dit nou nie neerskryf nie, ouma, dis verkeerd. So. Goed, dis wat Pavlov voorgestaan het, maar nou skok ek julle as ek sê dis nie die waarheid nie. Jy het dit dan op sielkunde geleer op universiteit, en nou wil jy vir my sê, Etienne vir my sê, nee, dis nonsens. Goed, toe kom daar, nou Pavlov het die Here nie geken nie, en hy het nie geglo dat die mens na die beeld van God geskep is nie. Goed, nou die mens is na die beeld van God geskep, okay, stem jy saam? En toe kom daar 'n wedergebore wetenskap, 'n sielkundige, ek weet nie wat sy naam was nie, ek weet net sy naam, sy van was Cohen. Goed. Nou Cohen, ek het dit al gesê, maar vir daai een dag, toe wie ook al nie hier was nie, sê ek het nou weer, voor om nou te veel neerskryf, hy bewys toe, die teendeel. Nou dit word nie op universiteit geleer nie. Vir wie van die is dit nou 'n skok? Hy bewys dat Pavlov het al sy toetse op diere en op sielsiekes inrigtings gedoen. En hy bewys dat die mens is die enigste wese, hoor nou mooi, onthou die mens is na die beeld van God geskep, en 'n dier het nie 'n wil nie. Ons sê baie keer hierdie bonsmara of hierdie brahmaan wat koeie, Phyllis het brahmane geboer, en hy het gesê die goed wy op 80 km/h. So dis die spoed, hoe vinnig hulle wy, want as hulle daar aankom, hol hulle, goed. En dan sê hulle, hy het 'n vreeslike wil. Dis nie die waarheid dat hy 'n wil het nie, hy het 'n temperament. Daar's 'n groot verskil tussen 'n temperament en 'n wil. Het u geweet, die mens is die enigste wese wat deur God geskep is met 'n wil? Sê goed saam met my, wow. Nou goed, die mens is die enigste wese wat deur God geskep is met 'n vrye wil. Goed, onthou, God het ons as mens geskep met die wil, met die vermoë om te kan kies. Goed, so as Pavlov bewys het, as ek iemand klap, dan klap hy terug, of dit wat opgaan moet afkom. Ouens, jy as mens het 'n wil deur God gekry om te kan kies, hoor nou mooi, of ek reageer en hoe ek reageer indien ek enigstens reageer. Goed. So Pavlov het gesê elke aksie het 'n reaksie versus, met ander woorde teenoor, jy het 'n wil gekry. So dit is nie die waarheid om te sê, as iemand so met my maak, ek is nou maar so gemaak, of ek is nou maar binneman, of ek is nou maar dit of dat, ons is nou maar daai bevoeterde mense en alles. Dis nonsens, ouens. Iemand het eendag gesê, jy's nie so gemaak en so gelaat staan nie, jy's plain ongeskik. Goed. Ouens, daar bestaan nie 'n ding, soos ek kom uit 'n huis uit wat so en so was. Nou, ek gaan dit vandag vir jy uit die woord uit ook wys. So, daar bestaan nie 'n ding, soos elke aksie, dit wat met my gebeur het, regverdig my om te maak nou, soos met my gebeur het nie. So, ek reageer net.
So, dank die Here. Nou ouens, as dit dan so is, as dit is wat dit nou die waarheid is, ek glo dit, maar I mean, hoeveel te meer ons wat die Gees van God in ons het. Hoeveel te meer ons, sê gou saam met my, hoeveel te meer ons wat die Gees van God in ons het, kan anders optree. Ons kan teen die stroom opgaan. Ons kan die teendeel bewys dat elke aksie nie noodwendig 'n reaksie hoef te hê nie. Ons het 'n wil deur God gegee en daai wil is nie 'n wil deur die duiwel gegee nie, dis 'n wil met 'n doel. Jy het 'n opdrag van God gekry om te sê gebruik jou eie vrye keuse. Goed. As ons die vermoë gekry deur God om te kan sondig, nou skok ek iemand, dit was een van daai toe ek op Bybelskool in een van daai swaar teologiese vakke moes besef het, God het die mens geskep met die vermoë om te sondig. Wow, dat ons kan kies te midde van sonde om God te aanbid. En te midde van alles, hoeveel te meer het ons nie 'n wil gekry om te gebruik ten goeie nie. Nou ouens, so kom ons blaai gou na Hebreërs 5. Nou hierdie is 'n shocker en net weer en ek gaan dit net lees, ek wil nie daaroor bedien nie, terwille van, laat ek nou nie afbeweeg van wat ek eintlik wil deel nie. Nou wie is so geskok so ver, of wie is bevry so ver, net in dit wat ons sê vanoggend. Nou goed, ek onthou toe ek kind was, ek is 15 jaar oud toe ek by die Here uitgekom het, en ons, die pastoor wat 'n rol in my lewe vertolk het, wat die fondasies van die koninkryk in my lewe belê het, onthou ek het ek in die aande altyd met, dit was daai tyd nog tapes, dan het ek sy tapes deur geluister, pastoor Janie van Seilen, ek het dit so geluister, en een aand, dit was seker 'n dag wat hy gepreek het, maar een aand toe lê ek die tape en luister, en dit het my so getref, die tema van die preek, hoor nou mooi, sy naam was, vaar uit in die diep water. En ek onthou hoe hy gepreek het en gesê, hou op om op die vlak water te ploeter. God wil jou in die diep water sê. Hy het vir Petrus en hy die disippels gestoel die aand, toe sê hy vir hulle moet hierdie bootjie vat en in die diep water invaar. En hoe dit 'n merk in my hart gemaak het om te sê, Here, en ek onthou eendag toe gesels ek met oom Ben en hy sê dieselfde storie. Hy sê dis in die vlak water waar ons die klein visies vang, of is in die vlak water wat iemand anders se geskinder jou omgooi. As ons in die diep waters in die teenwoordigheid van God ken, dan pla hierdie ander klein goetertjies wat in die vlak water ons altyd geplaai, dan pla dit ons nie meer nie. Nou, hierdie is nou nie 'n aantuiging nie, asseblief, dis 'n aanmoediging. Goed, onthou, dit gaan oor groei vandag. Nou, dis nou van hierdie lang sinne, nou in vers 11, Hebreërs 5 vers 11 sê, dis nou deel van 'n sin, maar hy sê, waaroor ons veel het om te sê, maar hoor nou hierdie woorde, hy sê, maar wat swaar is om te verklaar, hoekom? Omdat julle traag geword het om te hoor. Yes, traag geword het om te hoor, want, vers 12, hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat die mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy kind is, maar vaste spys is vir volwassenes. Sê gou hierdie woorde saam met my, vaste spys, 1, 2, 3, vaste spys is vir volwassenes. Goed, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, sê gou saam met my, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Daarom, sê vers 1, moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van, nou gee hy daai 6 basic teachings wat hy daaroor gee, wat ons ander dag weer oor sal gesels. Maar ek wil 3 dinge uitlig hierso. En nommer 1 is, melk is vir kinders. Stem jy saam? Dis wat hy hier uit, ek wil 3 dinge uitlig wat hy in hierdie gedeelte sê. Eerstens is melk is vir kinders. Tweedens, vaste spys is vir volwassenes. En die derde ding is, deur die gewoonte geoefen. Nou ouens, as u met 'n klein babietjie op die skoot sit, nou Bianca sit met klein dinge op haar skoot,
Maar as jy met 'n klein babietjie kossies gee, en jy vat die purity, en jy sit dit so in die mondjie, amper seker in die bekkie, maar jy sit nou in die mondjie, en het spoeg so uit, en het loop jy af, en die krap, en sit, dan lyk dit mooi. Stem jy saam as die kind so sit, en die kossie so uitstoot, en baie keer dan baie keer, maar dan is dit maar vir ons as ouers baie dankbaar, want daai burp help ons om beter te slaap. Stem jy saam? Maar dan sê ons almal oe en a. Maar as daai selfde jongman 21 geraak het, en hy sit aan tafel, en hy help nog steeds die kossie so uit, dan is dit nou nie meer so mooi nie. Stem jy saam? En hy aan tafel waar almal is, en hy aan tafel waar almal is, dan is dit nou nie meer so mooi nie. Stem jy saam? Nou dit is wat hy hierso sê, dit gaan oor groei. Dit gaan oor groei. Nou ouens, so, kom ons blaai na 2 Konings toe. 2 Konings, nou kom ons kyk nou na 'n stunning gedeelte. Nou wat hier gebeur het, is daar was, julle almal weet van, daar was 'n vicious tannie in daai tyd wat die profete doodgemaak het en die profete gejag het. En wie van julle weet wat was daai antie se naam? Isebel, of die Engelse woord daarvoor is Jezebel. Nou goed, nou Jezebel was 'n vicious tannie gewees, en die profete het weggehardloop vir haar. Eina. Nou, wie van julle weet, selfs in die boek Openbaring praat die skrif nog steeds van hierdie selfde Jezebel, en met ander woorde, dit is nie 'n fisiese vrou nie, alhoewel dit daai tyd 'n fisiese vrou was. Maar dis 'n gees, dis 'n demoniese gees waarmee mense battle, en wie van julle weet, dit is 'n gees in elke huis, in elke omgewing wat mense moet oorwin. Want dis 'n gees van intimidasie, dis 'n gees wat mense wil afdruk en oppres. En elke keer wanneer winde van lering kom en allerlei goeders gesê word wat mense ontstel en ontseën, dan raak hulle dan verloor hulle, hoe sal ek sê, verloor hulle kop met dit wat regtig wat die Here wil doen. En dit is 'n gees, en daai gees moet oorwin, ons moet daai gees oorwin, en die Here het in elkeen van ons die gees van God geplaas om dit te oorwin. Amen. Nou goed, nou wat toe gebeur het is, die Here kom, onthou nou, ons het nou gepraat van, elkeen van ons het geestesvermoëns, maar daai geestesvermoëns moet ontwikkel word, ouens. Hoor nou gou mooi, daai geestesvermoëns moet ontwikkel word, en dit is wat moet gebeur in lewens, en hoe ontwikkel dit? Deur die vaste spys, deur die ontwikkeling van die woord en die toerusting van die gelowiges. Nou, wat toe nou gebeur het, is so gebeur dit, dat die een profeet en die een koning en na die ander ene glip, en hulle nie hierdie gees oorwin, en hierdie vrou vernietig die Israel, sy het basically Israel op sy knieë. Toe kom die Here deur 'n profeet, Elisa, en hy sê vir hom, ek gaan 'n koning oprig, en daai koning gaan hierdie Jezebel finaal oorwin. Maar wat is die sleutel? Wat moet gebeur vir Jezebel in jou lewe om oorwin te word? Ouens, moet nou nie skrik vandag. As ek hierdie woorde sê, jy moet die reus en die Jezebel in jou lewe oorwin nie. Wie ek? Ja, ek het dit nou net gelees. Vaste spys is vir volwassenes. Ouens, ek onthou toe ek net by die Here, en ek het dit al hoeveel keer gesê, toe ek net by die Here uitgekom het, ek was 15 jaar oud, en toe het ek in die kerk waar ons is, dank die Here vir dit, het ek die byeenkomste bygewoon waar ek die gees van God sien werk het. En ek het geleer en ek het gehoor en ek het gesien en stukkie vir stukkie geleer om vir mense te bid. En een dag by 'n kamp, toe was ek 'n jong seentjie. Ek sê nou sommer 'n seentjie van omtrent 15, 16 jaar oud. En daar was 'n ou wat in satanisme betrokke was op die kamp. En die aand staan ons tussen die bome en op die ouene toe kyk, kom ek agter, is net ek en hy en sy cherry. En daai ou loer vir my met oë wat my wil vernietig, daai aand. En al wat ek gehoor het is, die gees van God is in jou. En daai aand,
toe besef ek net, en al wat hierdie ou jong Etienne daai tyd sê, is in die naam van Jesus. En daai duiwel manifesteer en daai ou slaan op die grond neer, en daai duiwel kom uit daai ou uit. Daai ou het opgespring om my soos 'n tierkat so te kap die hele tyd, en al wat ek onthou net is Jesus, en daai ou het vrygekom. Wat het ek geweet? Al wat ek geweet het is, die Gees van God woon in my. Ouens, die Gees van God woon in jou. En die skrif sê, ons moet nie bly by die begin van die prediking nie, maar vorentoe gaan, groei, ouens, groei. Ek het 3 dinge uitgelig. Melk is vir kinders, ouens. Vaste spys is vir volwassenes, maar die sleutel daarvan vir die wat deur die gewoonte geoefen is. Ouens, ek onthou een keer in daai selfde pastoor Jannie het hy eendag in 'n ander boodskap ook een aand wat ek so gelê het in my jong jare en so geluister het, en hy sê hierdie woorde, dit was 'n hele ander boodskap, het hy altyd gesê van mense sal oefen, hulle sal 5 uur in die oggend oefen vir 'n Comrades marathon of vir wat ook al, en hy sal oefen, hulle sal hulle self voorberei vir lank. Maar elke oomblik wanneer hulle iets van die Here af het, wil hulle 'n magic godsdienst hê. Hulle ken nie daai ding om deur te druk deur die moeilike tye van die lewe nie. Terwyl die Gees van God en die woord vir ons die hele tyd praat van endurance. En hy sê tawwe tye koei ek endurance. Maar ouens, waar is dit? Waar is dit in die kinders van God se lewe? Amen. So dis wat hy sê. Moenie sê getikkie een langs jou laat die skilfers waai vanoggend, dan sê hy vir hom, moenie bly by die begin van die prediking nie. Amen. Yes. Halleluja. So nou kom die Here en hy sê vir Elia die profeet om na hierdie ou toe te gaan, en hy sê vir hom sy naam sal wees Jehu. Dit beteken nie Jehu nie. Goed. Dit kan dalk ook wees, maar 9 vers 2. Hy sê as jy daar kom, hoor nou mooi, hy sê vir Elisa, as jy daar kom, kyk dan waar Jehu is. Nou hoekom het die Here vir hom Jehu? Wie van julle kan raai wat beteken die naam Jehu? Of julle gaan seker nou daar kyk, nou want ek so kyk met die nek wat so styf is. Goed. Die naam Jehu kom van die woord Jehovah of Yahweh is He. Die Here is die een wat dit doen. Goed. So dis hierdie ou se naam. Nou hierdie ou se naam, hy het dit nooit geweet nie. Hy was nooit bewus daarvan dat elke keer as sy ma hom roep, die Here is die een wat dit doen, kom maak vir my koffie. Die Here is die een wat dit doen, kom doen dit. Of die Here is die een, of gaan doen jou huiswerk. En elke keer as hulle oor hom spreek, Jehu, dan was dit sy identiteit en dit was sy naam gewees. En hierdie ou weet dit nie, want hy's maar, wil ek sê ook, hy het dit nie geweet nie. Hy het nie geweet, hy is eintlik maar 'n baba Christen om dit so uit te druk, want hy's by die melkies van die woord, in alle respek gesê, onthou as ek dit sê ek het in alle respek. En eendag toe kom die Here en die Gees van God maak iets wakker in hom en sê vir hom, luister, dis wat jou naam beteken, die Here is die een wat dit doen. Met ander woorde, my fokus is vandag op die Here wat dit doen. So, met ander woorde, God, my fokuspunt is wat optree. Dit is wat dit beteken, Jehovah is He. Nou goed, maar nou ouens, hoor nou na hierdie woorde, wat het ek mee begin by Pavlov, né? Wat het Pavlov gesê? Elke aksie het 'n reaksie, is dit die waarheid? Nee. Goed, wat het Cohen gesê? Jy het 'n wil, jy het 'n keuse. Goed. Hoor nou wat sê die Here vir hierdie Jehu. Hy sê vir Elisa, as hy vir jou sien, hy sê, as jy daar kom, kyk dan waar Jehu die seun van Josafat, die seun van Nimsi is, en gaan, en hoor nou wat sê hy vir hom hierdie woorde. Hy sê, nou as jy highlighter het, merk het groot. Hy sê, laat hom opstaan, maar waarop moet hy opstaan? Onder sy broers uit. Wow. Daar's van die Engelse vertalings wat dit eintlik so vertaal. Hy sê, let him rise away out of his associates. Nou ouens, met ander woorde, God, die enigste manier vir jou om die Jezebel in jou lewe te oorwin,
of in jou huis, of in jou menswees te oorwin, is, jy moet opstaan vanuit die assosiasie van gister en eergister. Hierdie ou hoef nie, omdat sy van, onthou, ek kan nou baie oor my binneman agtergrond gee, en u kan baie oor u agtergrond gee, en ons kan baie goeie dinge en ons kan baie slegte dinge uithaal. So what? Amen. Want die oomblik as ek besef, maar ek het 'n keuse. Ek het 'n keuse en dit is 'n opdrag van God. Die Here sê, gaan soek vir Jehu, en die eerste ding as jy hom sien is, kom uit jou assosiasie uit. Wat 'n woord vir ons om te vat vandag, ouens. Kom uit jou assosiasie. Jy hoef nie, jy is nie die produk van jou blootstelling nie. Jy hoef nie dit verder te wees nie. Jy het inteendeel, jy het 'n opdrag van God om dit neer te lê en die burgerskap van die hemel aan te kleef, jou identiteit in Christus aan te kleef, want dis al. Want die volgende oomblik, jy moet hier, ons sê altyd, onthou, daar is 'n groot teaching vir voorhuwelikse berading of vir bediening, en dit is leave. Wie van julle ken dit? Leave and cleave. You cannot cleave unless you leave. Goed, hy sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een wees. Nou, ouens, in dieselfde konteks sê hy die volgende, hy sê, laat hom opstaan uit sy broers uit en bring hom in 'n binnekamer. Nou, dit is 'n bevestiging van wat Jacomey vanoggend ook vir ons gedeel het. Ek kan nie net opstaan uit my broers uit nie, ek moet ergens ingaan. Stem jy saam, waar gaan ek in? Ek gaan in 'n binnekamer. Waarvan spreek 'n binnekamer? Dit spreek van die teenwoordigheid van God, jy moet in jou binnekamer gaan, it's the place of connection. It's the place of connecting with God. Nou ouens, ek sê weer, laat ons nie bly by die begin van die prediking nie, maar vooruitgaan en aanhou vorentoe gaan. Vaste spys is vir volwassenes, vir die wat deur gewoonte geoefen is. Nou, ouens, die enigste vir u, waar u deur die gewoonte geoefen kan word, is in die binnekamer. Daai plek waar jy connect met God. Maria het she absorbed, daai vertaling sê, dit my nou woensdag aand so getref, daai TPT vertaling wat hy sê, she absorbed every revelation. Daar is 'n gedeelte waar Jesus met die disippels gesels, hier in die begin van hulle pad, wat hulle saamloop, en wie van julle ken die gedeelte, toe sê die disippels vir hom, hierdie woord is te swaar vir ons. En die Griekse teks, van dit wat hulle eintlik daar gesê, dis swaar, dis moeilik verteerbaar, dis eintlik wat daar staan. As hy sê dis swaar, beteken is moeilik om te verteer. Ons kan dit nie verteer nie, dis te groot vir ons. Later van tyd het Jesus nie eens meer deur gelykenisse met hulle gepraat nie. Daar was 'n gedeelte waar die disippels vir hom gesê het, nou praat jy sommer prontuit met ons. En Jesus sê vir hulle, want nou verstaan julle, want julle het geconnect met my. So julle kry die konteks, ouens. So die kosbare ding is vandag, wat ek wil sê, die binnekamer, ek het daar by die binnekamer, met ander woorde, opstaan vanuit sy broers, jy het 'n wil gekry om uit te styg uit jou assosiasie. Ouens, deur die bediening, engele het nou die dag vir my gesê, ek lyk al soos 'n oupa. Kras, ne? Ja, hierdie week het ek baie tyd in die Here se teenwoordigheid gesit en het gesê, Here, help. Is daar nog ietsie vir my oor? Maar in elk geval, en toe die Here gesê, al sê net vandag nog hierdie boodskap. So maar in elk geval, maar ons as mens kom deur ervaring, en ons het, ek en Irina het in die jare in die bediening, nou ons sê altyd, ek weet nie hoeveel jaar nie, want tel ek dit nou van toe ek Bybelskool toe gegaan het, en waar tel ek ou nou van hoeveel jaar, maar is plus minus in die 30 jaar in die bediening. In die 30 jaar in die bediening, of in die 30 jaar in die bediening, het ons redelik al gesien, dat mense baie maklik sê, dit is my familie. Dit is hoe my samestelling is. Daai uitdrukking van ek is so gemaak,
en so gelaat staan. Goed, nou ouens, dank die Here, vat daai leuen vandag, en sien dit nie net as 'n leuen nie, sien dit as 'n struikelblok vir jou, om God se roeping en jou skepingsdoel te vervul, want dit is absoluut nie, dit doen weg met dit, soos 'n kat wat skud dit van jou hand af. Met ander woorde, jy het 'n wil gekry om uit te styg. Nou, jy hoef nie, die volgende ene, jy hoef nie uit reaksie op te tree wat met jou gebeur nie. Jy hoef nie uit reaksie op te tree met wat met jou gebeur nie. Nou, as die skrif sê vir jou om op te staan uit jou broers uit, om op te staan uit jou assosiasie, uit jou verkeerde blootstelling uit. En nou praat ek nie van, ek maak nie af, onthou dit nou, maak nou niks af van, sê jou familie is sleg, dit het niks te doen daarmee nie. Ons kan enige, as ons as mens het, kry blootstellinge in ons lewens. Jy ken baie van, jy ken so bietjie van nou Etienne se blootstelling, en sy kinderdae, en dank die Here vir God's goodness. En ek sê dit vandag nie, ek meen, ou het gedeel met issues, prys die Here daarvoor. Nou ouens, ekskuus man, die binnekamer is die plek waar jy connect met God. Jou binnekamer, of die troonkamer, of die bokamer, is dieselfde ding. Aan Handelinge 2 het hulle in die bokamer by mekaar gekom. Dis dieselfde begrip as die troonkamer, dis dieselfde begrip as die binnekamer, is daar waar jy alleen met God is. Dis hy stiltydjie waar God met jou connect. En ouens, pleks, dat jy glo, elke aksie het 'n reaksie, connect eerder met God, en oorwin jou Jezebel. Vir wie is dit 'n shocker vandag, ouens? Vir wie is dit vandag, as dit net dit so lank vir jou beteken, en ons is amper by die inleiding. Nee, ek joke net, maar daar het so koue rilling deur almal gegaan. Ouens, pleks, dat jy glo en aanvaar, elke aksie het maar 'n reaksie, want Pavlov het nou so gesê, snert. Amen? Gaan in jou binnekamer, connect met God. En die Here is, onthou, nou lees ons, as ons verder gaan lees, na die storie van hierdie, van wat gebeur het, hy sê vers 7, jy sal in die huis van Agab jou heer verwoes. Met ander woorde, Agab se huis was 'n riller, dit was dit wat jou huis, dit is dit wat jou lewe hel gemaak het, jy sal dit wat jou lewe hel gemaak het, verwoes, en ek sal die bloed van my knegte, die profete, en die bloed van al die knegte van die Here op Jezebel wreek. Nou ouens, lang jare voor dit, of 'n paar jaar voor dit, het Elia al geprofeteer, die volgende, het gesê, daar gaan 'n dag kom, wat die honde, die vlees van Jezebel gaan vreet, op die stadsplein van Jezreel. Nou by the way, Jezreel beteken 'n saailand, God se saailand. Vers 36, okay, wat toe gebeur het, gaan lees dit maar die hele storie, is eintlik 'n stunning hoofstuk. Kom hierdie Jehu, en hy sê vir haar, luister ou girl, kom af, en sy weier, en sy probeer nog vir Jehu ook te manipuleer, en die volgende oomblik, toe sê hy vir hulle, gooi haar af, en hulle gooi haar van die balkon af, en toe sy die grond tref, toe vreet die honde haar op. Maar hoor nou wat gebeur het, stem jy saam, hier moes 'n vicious gees, as ek het so kan sê, hier moes 'n gees van God, die gees van God oorgeneem het op Jehu, dat dit wat sy vorige predecessors almal bang voor was, het hy opgestaan en hy het in 'n ander gees, en hy het in die gees en in die krag van God geopereer. Hoekom sê ek dit, ouens? Hy het dit in die binnekamer. Dit kon nie gebeur het as hy gesê het, maar ek is maar 'n bang etjentjie. Of ek is maar 'n bang, met wie kan ek ploeg nou hierso? Ek is maar bang, ek is nie geroep vir hierdie goedes nie. Twak. Jy het 'n opdrag gekry om jou lewe, jou skepingsdoel te vervul. En daar sal altyd 'n Jezebel in jou lewe wees, wat jou lewe gaan probeer stop en jou intimideer. Nou ouens, toe die gees, toe hierdie ou opstaan uit sy assosiasie uit, en in die binnekamer gaan, met God ontmoet, toe stap hy daar uit, en hy sê, kom ons, make my day. Om het so uit te druk. Wie van julle onthou die ou cowboy flieks, waar daai ou geskiet het, en dan rol hy daar, dan blaas hy so, en dan kry almal so hoendervleis.
Dit is wat hier gebeur het, ouens. Toe hierdie vicious vrou, wat almal se lewens vernietig het en verwoes het, toe die gees van God op een man kom, en hy bereid is om uit te styg uit sy omstandighede, want ek het gekies, ek is nie 'n reaksie op wat met my gebeur het nie, en hy connect met God in die binnekamer, en die gees van God wat in hom is, neem oor, en die volgende oomblik sê hy, toe hulle afgooi, toe vreet die honde op, en hoor nou mooi net, Jesreel, onthou beteken 'n saailand, grond, 'n akker. 1 Korintiërs 3 sê ons is die akker van God, die saailand, grond, ploeg. En hoor nou wat sê hy vers 37, en die lijk van Jezebel sal soos mis op die land wees, op die dorpsgrond van Jesreel. Daai woordjie mis is nie mistigheid nie, kompos. Hier op my notas sê nou, en julle sê, ouens, besef u, dat dit wat jou lewe verwoes het tot nou toe, kan in 'n oomblik omgedraai word as kompos, in die saailand. Yes, kom ons huil 'n bietjie daaroor. Ouens, is dit nie goeie nuus nie, is dit nie iets om voor te gaan nie. Met ander woorde, Psalm 83 kan jy op die eie loop lees, en hy noem vyande van Israel, en hy noem hulle by die naam, en hy sê hulle almal het geword soos kompos in God se saailand. Ouens, waar is die dag waar die kinders van die Here nie meer bly by die melk nie, en groei na volwassenheid toe, en dit wat jou vyand was, een vir een, omgedraai word as kompos, en dit ingewerk word, en dit eintlik omskep word in kompos. Die Engelse woord sê eintlik manure as kompos vir God se saailand. Wow. En dit is vir jou, dit is vir ons ouens. So ek het sommer hier geskryf, dit is jou connection, en ekskuus vir die Engelse woord, help my met die Afrikaanse woord, maar dis jou connection, het jy om daar so, nie, dis jou connection met God in jou binnekamer, wat jou dinamika verander, nie mind power gedagtes nie. Ouens, hierdie mind power gedagtetjies verander nie jou lewe noodwendig nie. Dis jou konneksie met God. Dis daai tyd in die binnekamer wat jy God ervaar en jy besef God is hier. Dis dit wat impak in jou lewe het. Ek het al vertel, een keer toe stuur iemand vir my 'n boodskap en sê, wil jy nie vir my 'n skrifgie vir vandag nie? En ek stuur toe daai 'n skrif wat ek toe op my hart het vir die dag, sommer net uit goodwill uit, 'n rukkie later, hoorie, skus, het jy nie vir my 'n ander skrif en hierdie ene werkie? Dit het so 'n bietjie meer as 'n jaar terug gebeur en dit was vir my goeie preekmateriaal. Het jy nie vir my 'n ander skrif nie, hierdie ene werkie? Want is net so TikTok, so is net so vinnige enetjie, so net so wong, wat noem jy dit? Ja, wong. Hy moet net gou vinnig iets verander. Ek hoef nie te connect met God nie. Ek hoef nie deep cries to deep. Ek hoef nie te connect met God nie. Dit is net so 'n dingetjie. Goed. Nou kom ons begin klaarmaak. 1 Korintiërs 2. Of kom ek quoteer dit net gou vir u. Jy kan dit self loop lees op die eie. Goed. So, wat ek sê, ek wil net gou weer eens sê, oefen in jou binnekamer. Oefen in jou binnekamer om te connect met God. Daar lê jou groei en jou krag as navolger van hom. Goed. Hoe hier staan hy. Oefen in jou binnekamer om te connect met God, want dis daar lê die groei en die krag met as navolger van God. Nou 1 Korintiërs 2 is 'n powerful boodskap van Paulus se prediking. Nou, ek gaan nou nie daaroor bedien nie. Maar in vers 2 sê hy, ek het my voorgeneem, onthou Paulus was 'n uitmuntende, ons sê altyd, hy was die fariseer van die fariseërs, hy was 'n hy was opwat, hy was 'n goeie spreker, en hy het gesê, ek het my voorgeneem om na julle toe te kom, maar nie in die oorredende woorde van my eie wysheid nie, maar in die demonstrasie van die gees en krag. Nou hoor nou hierdie woorde, ouens, wat hy eintlik sê in die Etienne vertaling. Werk jy nou vir hom, dankie. Ek kom nie na julle met oulike boodskapies nie, maar in die krag
van sy gees in my. Waar woon die gees van God? Ja, binne in jou. Glo jy dit? Paulus sê, as ek gaan, dan gaan ek met daai vooruitskouing, met die gees van God in my. Nou daai selfde hoofstuk gaan aan, en hy praat die hele tyd oor die gees van God wat in jou is. En hy sê die natuurlike mens kan dit nie verstaan nie, maar die wat die gees van God binne hulle het, verstaan dit. En dan maak hy 'n stelling daar, hoor nou mooi. Hy sê in vers 15, hy sê, die wat die gees van God in hulle het, beoordeel alle dinge, maar deur ander kan hulle nie beoordeel word nie. Nou wat beteken dit? Die Amplified, die TPT vertaling, ek gaan dit gou vir u verduidelik, want daai skrif sê eintlik, vers 15 sê eintlik, niemand, geen medium, kan mind reading op jou doen nie. Geen toordery, met ander woorde, 'n kind van God kan nie getoor word nie. Ja, maar Etienne, hulle het nou hierdie vloeke en daai vloeke op my lewe uitgespreek. So what? Hierdie skrif, hoor nou mooi wat sê hoe sê die TPT om? Okay, kom ek sê net gou daar, mediums, vloeke, kommentare het nie, daai woordjie net, is my handskrif, het nie toegang tot my gees nie, as die gees van God in my is nie. Ouens, hoe kan jou gees, die Heilige Gees en die duiwel op dieselfde tyd hê? Maak dit sin? Maar waar klou die duiwel vas in menskinders van die Here se lewens? In hulle denke. Goed, hoor nou wat sê, het jy om daar die TPT vertaling, daai vers? Yes. O nee, wag. Wow. Ekskuus. Okay, toe maar, ek het okay, maar jy kan dit net sê, maar daai skrif in 1 Korintiërs 2 vers 15 sê net dat hierdie goed is geen toegang tot jou het, as jy die gees van God in jou het nie. Goed, nou kom ons sluit af. Romeine 8 vers 11 en 12 sê die Engels so mooi, hy sê, if the same spirit, wie van julle weet wat daar staan, that raised, wat Jesus uit die dode opgewek het, bly in jou, en hy sal ook jou sterflike liggaam lewend maak. Nou daai beteken nie eendag as jy uit die dood uit opstaan in die hiernamaals nie, hy sê daarna om jou liggaam te kan gebruik, tot lof van God. Die ouens, die gees, wat Jesus uit die dood opgewek het, is dieselfde gees, wat binne in jou woon. Nou ek sê altyd, Oudom het altyd gesê, kom ons huil bietjie daaroor. Is dit slegte nuus? En hy sê, as hierdie selfde Heilige Gees in jou woon, sal hy ook jou liggaam beweeg, wakker maak, om bruikbaar vir Christus te wees. Hy sê, he will quicken your mortal body. Maar hoor mooi, ek wil dit uit 2 vertalings gou lees, die TP vertaling, die Passion vertaling sê dit so, hy sê yes, nou kom ons sê yes, nou vat jy jou, vir so, dan maak jy so, terwyl ons dit lees, en sê, yes, ek like dit. Goed, nou jy gaan dit nou die hele tyd, hy sê, yes, God raised Jesus to life, and since, in ander woorde as omdat, and since God's spirit of resurrection lives in you, He will also raise your dying body to life by the same spirit that breathes life into you. Maar Etienne, ek dog dan hoe Pavlov het gesê, as iets met my gebeur, dan gebeur dit nou met my, dan gaan ek daarop reageer. Vers 12, so then, beloved ones, the flesh has no claims on us at all. Jy hoef nie te reageer op wat met jou gebeur nie. Rise out of your associates. Die vlees wil jou lewe oordonder, is dit nou oor die regte woord? Die dominee vloekie nou nie, ne? Goed, and we have no further obligation to live in obedience to it. Yes. Ek het nie verdere opdrag omdat Pavlov nou so gesê het, moet ek nou reageer nie. Ek hoef nie daaraan onderworpe te wees nie. You don't have any obligation to be obedient to it.
Halleluja, is dit goeie nuus vandag, ouens? Kom ons hoor gou sê die Amplified Bible dit. And if this, is dit nie mooi nie? Is mooi so ver. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead lives in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. So then, brothers and sisters ook, we have an obligation, but not to our flesh, our human nature. Daai human nature is, maar kan jy skryf die binneman natuur? Ekskuus, die binnemans is al mooi mense ook, daar's goeie binnemans ook, moenie worry nie. Vra my vrou, maar nee, ek joke net. Goed, our human nature, our worldliness, our sinful capacity to live according to the impulses of the flesh, our nature without the Holy Spirit. Yes. Is dit nie omvattend genoeg gesê nie, ouens? Jy hoef nie die produk te wees. Dis die vlees, dis nie so gemaak en so gelaat staan nie, dis plain straightforward 'n lewe sonder die Heilige Gees. Maar die Gees van God wat in jou woon, maak jou wakker om te beweeg en te doen wat God in jou voorgeroep het. Halleluja. Ouens, ek wil net nog 'n skrif noem, en dit is 1 Korintiërs 14, vers 32 sê die Gees van die profeet is aan die profeet onderworpe. En ek onthou toe ons op Bybelskool nog hierdie ding hanteer het, en ek onthou nog Gerard Kotse het dit vir ons geleer, die een wat die boek geskryf het, hy het nog die stelling gemaak, as daar bestaan nie 'n ding soos, ek weet nie van waar dit afkom nie. Ek weet nie hoekom het ek dit gedoen nie, dit het net toe ek sien het toe gebeur het nie. Ouens, dit is nie die waarheid nie. Jy het beheer oor wat jy doen en wat jy nie doen nie. En jy het 'n verantwoordelikheid hoe ek dit doen, wat ek doen, of ek dit doen en of ek dit nie doen nie. Sê gou saam met my, hoor jy my vrou? Nee, ek joke net. Goed, sluit af. Galasiërs 4 vers 19 sê die volgende, my kinders, Paulus sê my kinders. En dan maak hy hierdie vreeslike stelling, hy sê vir wie ek in baringsnood is. Nou, hulle sê, ja, kom, my baring is eintlik baie maklik, of om te kraam is maklik. Dis net, dan sit oor. Nou weet julle, jou weet nie waarvan hy praat nie. Goed, in elk geval, hy sê ek is in baringsnood. Met ander woorde, die Engels sê, I travail in birth pangs. Hoekom hy sê, sodat Christus in julle gestalte kry. Till Christ is fashioned in you. Nou, hy woordjie fashioned beteken letterlik soos 'n winkelpop, wat, hier's die vorm, wat geklee word met 'n rok. Christus is die vorm, hy's geklee met eteen, met 'n vel om. Met ander woorde, Jesus met 'n vel om. Nou ouens, baringsnood, maar daai baringsnood is in die binnekamer wat dit gebeur, ouens. Wanneer gaan ons weer in ons binnekamer roep na God en sê, Here, hier's goed in my lewe wat ek sien wat nie goed is nie. Hier's goed in my lewe wat moet verander. Hier's dinge wat ek hiervoor roep in my lewe. Ek roep God vir 'n deurbraak. En ek kry daai deurbraak in my binnekamer, ouens. Ek het hierby geskryf, baringsnood is gelyk aan gefokuste tyd en koneksie met God. Niks anders nie. Dis nie iets wat ek op 'n TikTok video gaan kry nie. Facebook gaan my nie help met dit nie, ouens. Mindpower gedagtes en allerhande mooi oggendboodskapies gaan my nie verander nie. Ek challenge u. En nou moet ek gaan jy dat my dalk met klippe gooi. Baie van u ken die 28 dae challenge. Jy hoef nie vir 28 dae te doen nie, maar kom ons vat 'n week en ons stop allerhande boodskapies wat ons rondstuur. En ons kom net vir 'n oomblik in die teenwoordigheid van God, onsself, en ons connect met God en ons sê, Here, ek bid vir oggend. Ek wil hierdie tyd spandeer in die teenwoordigheid van God, and I want to connect
with your spirit. Ek wil vanoggend, en ek maak niks af nie, en ek sê, ek meen, maar is 'n challenge, ouens. Ek challenge u vandag om te connect met God. Ek het hier 'n gebed geskryf. Nou hoor nou die gebed, dan bid ons dit. As u kan saamstem met dit. Here, is Psalm 42 vers 8 en die liedjie wat ons sing. Deep cries unto deep. Die diep in my gees roep na die diep in u, Here. Wek my geesmens op, deur die gewoonte geoefen om Christus te sien, vorm kry in my, en die vrug te sien, hoe die Jezebels in my lewe val, een vir een. Halleluja. Dink jy dis 'n gebed wat ons kan bid in ons eie lewens? En vergewe my as dit niks van dit is veroordelend gesê nie. Want dit is 'n spieelboodskap. Ek kyk in die spieël en ek bedien dit vir myself. Amen. Kom ek lees dit weer, dan bid ons saam. Here, deep cries unto deep. Die diep in my gees roep na die diep in u gees. In u. Wek my geesmens op, deur die gewoonte geoefen, om Christus te sien vorm kry in my, en die vrug te sien, hoe die Jezebels in my lewe val, een vir een. Die Here het deur Josua gesê, little by little, you will take ground. Little by little, you will take ground. En dit is wat ons bid vandag, in Jesus naam. Kom ons bid saam. Halleluja. Here, dankie, dat dieselfde Gees, Here, hoe mooi is dit nie om te dink, dieselfde Gees, wat Jesus uit die dood opgewek het, woon in my. En daar's die Gees, wat soos Kolossense 2 sê, die volheid van God in my na vore bring. Here, dis moeilik verteerbaar, om te dink dat die volheid van die Godheid woon in my. Maar as die woord dit sê, Here, moet dit waar wees. Heilige Gees, ek wil vanoggend opstaan uit my assosiasie uit. En Here, ek weet uit my eie Etienne ervaring, en ek glo baie van die wat hier sit, kan daarmee identifiseer, dat meeste van hierdie assosiasies is maar wat ek vir myself opgemaak het. En goed is in my lewe laat plak het, wat nie van God is nie. En ek wil vanoggend in die binnekamer ingaan. Ek wil vanoggend my gees oopmaak vir U, Here. In Jesus naam. En ek drink net in van U, Here. Heilige Gees, U woord sê, Here Jesus, deur die gewoonte geoefen. Help my afrigter. Help my afrigter om voortdurend te groei. Here, as dit waar is dat U woord by herhaling sê in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, dat dit wat vir my, dit wat my oorwin het, hierdie vyande, miskien is dit nie 'n Jezebel nie, soos wat Psalm 83 sê, is daar ander vyande, waarmee ek sukkel, wat iemand anders dalk nie mee sukkel nie. Maar Here, as dit dan die waarheid is, wat U woord sê, dat wanneer ek met U connect, ek die boldness sal hê, om hierdie gees, wil ek sê, te bestraf in my lewe. En dit sal word soos kompos,
dan wil ek sê, yes Lord. Dan wil ek sê, Here, ek wil deur die gewoonte geoefen wees om goed van kwaad te onderskei. Dankie vir die bevryding vandag om te besef, ek hoef nie te submit op die ongeredde natuur nie, Here. Ek dank U, Here, dat die voorbeeld duidelik is in die disippels. Die woord sê hulle was maar vissermanne. En die ander mense het neergekyk op hulle. Maar toe hulle daar uit die bokkamer kom en hulle die Heilige Gees ontvang het, en hulle met boldness gepreek het en geleef het die omstanders gesê, is hulle nie vissermanne nie? Waar kom hulle aan hierdie krag? Wat het met hulle gebeur? O Here, ek bid dit vir ons. Ek bid dit vir elke boeta en sissa hier, wat sê, ek is maar net 'n visserman. Wie's ek? Wie's ek? Wat kan ek vir die Here doen? Wat kan ek vir my huis doen? Hoe kan ek hierdie goedes oorwin? Dit het soveel beheer van my lewe gehad. Terwyl U sê in hierdie skrif in Romeine 8 vers 12, dis die ongeredde natuur. Jy hoef nie daaraan te submit nie. Ek bid, Here, U woord wat sê die waarheid maak vry. Ek bid vandag vrymaking. As jy vandag hierso sit en jy het nodig vandag om te hoor, Here, vergewe my. Ervaar ek in my hart, die Here lê op my hart nou om te sê, jy is vergewe. Jy's vergewe. Al is dit net een wat dit nodig het om te hoor, ek ervaar net in my hart, die Here lê op my hart om te sê, jy's vergewe, jy's vry. As hier iemand is vandag wat nodig het om te hoor, dit sal oukei wees. Jy's bekommerd. Ek ervaar net in my hart, die Here sê vandag, glo my, glo my, glo my. Halleluja, halleluja. Dankie Jesus, dankie Here, dankie Heilige Gees. U leer my om te oorwin. U leer my, Here, om uit te vaar in die diep waters. In Jesus naam. Kan ons daai somme staan en dan erase, halleluja, dan net die woorde, en kom ons staan net, dan sluit ons af, en dan gaan jy vir ons okay, nou kom ons staan, dan bid ons hierdie woorde vir oggend. Ons maak dit 'n belydenis, en dan gaan jy vir ons afsluit. Rian, lief ons afsluit, as ons klaar is. Goed. Yes. 1, 2, 3. Jou 3. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm going to sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're going to hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Hallelujah. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah, and I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear, you've lost your hold on me. I'm going to sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're going to hear my praises roar.
En dan hierdie laaste ene, kom ons sê dit uit ons hele hart uit. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the king is alive. Weer 'n keer. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the king is alive. Halleluja. Uit die as, laat hom opstaan uit die as uit. Amen. Halleluja. Jan, bid net vir ons. Dankie Vader vir hierdie kosbare woord en baie dankie dat ons almal hoop kan hê, want hoop is 'n persoon. En dankie Vader dat ons vanoggend weer net U vir ons kom sê dat ons kan nie maar net so sê ons is gemaak soos ons is en so gemaak en laat staan nie. Here, want met U is ons meer as oorwinnaars en kom U in ons binnekamertye en gee U vir ons oorwinning. Dankie Vader vir hierdie diens en wil U ons elkeen seën met die week wat voorlê en dat ons die lig en die sout daar buite kan wees vir hulle wat hopeloos is en wat so nodig het om te hoor dat U het alreeds die oorwinning vir ons behaal. Dat ons het niks nodig om oor te vrees nie, dat vrees het sy krag verloor. En ons loof en prys in Jesus naam. Amen.